Ons maak die Bybels oop by Matteus hoofstuk 27. Ons gaan saam lees vanaf vers 32. Matteus 27 vanaf vers 32. In die reeks waarby ons stilgestaan het rondom die lyding van ons Here Jesus, het ons gesien hoe die Here Jesus gelei het onder mense, sy disippels, onskuldige verhore. Nog gedeeltes moet jy lees, ek raai aanlees gerus, elke evangeliebeskrywing, sy gedeelte oor die lydensweg, die kruisiging en die opstanding. Dit gee 'n volledige prentjie van wat het als gebeur. Elke evangelis dra 'n gedeelte voor met 'n bepaalde fokus. Die hele prentjie is waardevol om raak te lees. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. O Here, ons Here, almagtige en barmhartige God. Ons bid tot U as die gewer van alle goeie gawes. Die een wat praat en ons moet luister. Die een wat onderrig, sodat ons kan weet. Here, wanneer U Gees ons kragtig en ons verstand verlig en verhelder, is dit moontlik om te weet wat U sê. En daarom is ons gebed dat U ons ook nou voorberei om die woord aan te hoor soos dit daar staan. Laat U wil ook in ons midde geskied. In Jesus naam. Amen. Matteus 27 vanaf vers 32. Die opskrif, die kruisiging, en dit verhaal die gebeure soos wat Matteus dit verhaal. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. Dit is die kruis van Jesus. En hulle het gekom in 'n plek op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoofde skud en sê, hier wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters, saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde, tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama
Sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe, en die rots het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien, en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword, en gesê, waarlik, hy was die Seun van God. En daar was baie vroue, wat het van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses en die moeder van die seuns van Zebedeus. Geliefdes, die hele gedeelte sal oorhoofs in die prediking in behandeling geneem word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, stel u voor, jy staan in 'n kring saam met vriende, dalk kollegas, dalk selfs ander medegelowiges. Iemand begin praat oor 'n ander mens. Jy weet, die gewone bespreking van 'n ander. Dit begin dalk met 'n grappie. Dan word dit bietjie skerper. Die lag word harder en skielik lag jy saam. Jy sê nie iets nie, jy lag net. Of jy knik instemmend. Of jy voeg dalk net een klein woordjie by. Hoe maklik gebeur dit nie? Hoe maklik word ek deel van 'n groep wat spot met 'n ander? Dalk net praat oor 'n ander. Nie altyd in 'n positiewe lig nie. Hoe maklik word jy deel van iemand wat 'n ander bespreek? Dalk afbreek, jouself dalk in hulle leed verlekker. En is in daardie moment wat jy bydra tot 'n ander se leed. Miskien dink jy, eintlik is ek nie so nie. Ek sal nooit deel wees van so 'n saak nie. Ek sal nooit doen wat ander doen nie. Dalk besef ons, ek het nie eintlik verstaan wat eintlik aangaan nie. Ek het deel geword van die gesprek. Ek het maar met meegevoel saam gelag. Want almal het gelag. Kan ons nou nie een kan staan nie. Ek was onkundig, ek het nie geweet nie. Maak nie regtig saak hoe ons deel word van besprekings, hoe ons deel word van hierdie manier van werk. Die samelewing is lief om te sê, jy moet maar sterk wees. Jy moet maar net sterk wees. En oor dit kom.
Maar wanneer jy deel word deur die woord, deur te lag, deur stil swai of selfs deur te knik, is jy en is ek skuldig aan die meewerking van dit wat met 'n ander gebeur. Ken ons dit nie? As deel van mens wees, is dit normaal. Dis wat ons baie maklik kan doen. Wie ly die meeste hieronder? Onder hierdie erge sonde wat mense vandag oorsien, as maar net nog iets wat gebeur het. Ons Here Jesus ly. Wanneer jy leed aan 'n ander doen jy dit aan die Here self. Hy is die een wat in besonder die spot en die verwerping van die ganse mensdom verdra en gedra het. Hy is die een wat die kruis nie net met spykers in sy liggaam gekry het nie, maar ook die wrede, smalende gedrag van die mensdom wat in hulle karakter baie maklik toevoeg, wat 'n ander een sê, ons is mos in die span in die groep. Baie maklik toevoeg, wat gemaklik kom, want almal doen dit. Niemand het hom ontsien nie. Verbygangers. Skrifgeleerders en owerpriesters. Ja, selfs hulle wat veroordeel is, reeds hang aan 'n kruis. Wanneer almal doen ons graag saam. Ons sien hoe die Here ons wys in hierdie gedeelte en die evangelie beskrywing is so helder. Ons sien hoe die Seun van God ly onder hierdie gedrag. Eerstens sien ons, mense spot uit elke moontlike groep. Elke moontlike groep. Die spottery het al vroeg begin. Jy sal raak lees in Johannes 18, waar die verhoor voor Annas plaasvind. Daar word net iets gesê, of Jesus se reaksie was vir daardie mense rondom Annas nie aanvaarbaar nie, en hy word gespot, geslaan en gespuug. Hy word geslaan. Jesus vra pertinent, wat het ek gesê dat jy my slaan? Minagtend word voor Annas opgetree. Voor Kajafas soortgelyke gebeure. Spottend. Spottend. Maar omdat die Joodse raad, die Sanhedrin, die regstelsel van die Joodse samelewing nie kon keer, of eintlik nie kon veroorsaak, dat Jesus doodgemaak word nie, want hulle het nie die mag gehad nie, het hulle gesoek na 'n klag, wat hom tot dood kon veroordeel. Hulle moes hom skuldig bevind in die Joodse reg aan laster, dan sou hulle kon sê, hy verdien die dood. Hulle sê, hy is die Seun van God. Dis wat hulle verhoor bepaal. En hy is dan mens. Hy kan nie die Seun van God wees nie. Hy kan nie sê dat hy God is nie. Hierdie klag wat voor die Joodse raad aanhanger gemaak word oorgedra aan Pilatus. Pilatus vind geen skuld nie, tog hang Jesus aan 'n kruis. Geen skuld nie. Wanneer Pilatus sy hand in onskuld was, sê hy, ek vind geen skuld in hierdie man nie, maak met hom soos julle wil, dis op julle. Dis op julle. Maar hy sê, maak maar dood. Wanneer Jesus erken dat hy die Seun van God is in daardie verhoor, word valse getuies bygevoeg om dit te probeer bewerk, dat Jesus moet sterf.
Want die Romeinse reg het ook 'n saak gehad teen oproermakers en hulle sou graag 'n oproermaker ook wou doodmaak, want 'n oproermaker hoort nie in die Romeinse owerheid of in die Romeinse ryk nie. Jy mag nie leef as jy daarmee besig is nie. Al hierdie dinge wat gebeur by die verhore spoel oor na die kruisigingsdag. Dit spoel oor na die kruisigingsdag. En op die kruisigingsdag sien ons dat beskuldigings gesleur word en gegooi word na Jesus. Ons hoor dit in die spot van verbygangers. Hulle verstaan nie wat hulle sê nie, maar hulle roep uitdagend, U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red U self. As U die seun van God is, as U die seun van God is, kom af van die kruis. Met ander woorde, red U self. U is mos die seun van God. Ons stap verby en ons skree hierdie goed vir die seun van God. Minagtend. Onbewus vir wie ons dit skreeu. Maar ons skreeu. En hulle sê die waarheid. Hulle praat wat waar is, maar hulle doen dit in spottaal. Hulle bely, maar hulle glo nie wat hulle sê nie. En hier is 'n refrein wat deur hierdie hele gedeelte speel. Hulle sê, maar hulle weet nie wat hulle sê nie. Klink dit maar soos meeste spotters? In hulle spot het hulle onwetend die waarheid uitgespreek, terwyl hulle nie geglo het, dat hy werklik hulle koning en die seun van God is nie. Die volgende groep wat die skrif vir ons beklemtoon hier is die owerpriesters en die skrifgeleerdes. Hulle wat reeds in die verhore met hom te doen gehad het, wat lankal met hom te doen gehad het, wat eintlik lankal wou hy moes uit hulle aangesig verdwyn. Hulle wil hom nie sien nie, hulle wil nie van hom weet nie, hulle wil niks met hom te doen hê nie. Niks. Terwyl Jesus hang aan die kruis, het die haat wat in hulle geleef het, tot uiting gekom. Hulle sou met groot ywer dit doen, deur te spot en verder toe te voeg wat hulle lankal wou sê. Hulle spot, sien ons in vers 42 met woorde, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, en ons sal hom in hom glo. Hoor hoe intens hulle haat is. Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Maar hierdie laaste saak, as hy die koning van Israel is, met ander, as hy die Messias is, die verwagte koning van Israel, as hy die seun van Dawid is, en hy is, as hy dit is, laat hom van die kruis afkom. Dit moet die teken wees, hy sal van die kruis afkom as hy ons koning is. Dan sal ons in hom glo. Sal ons. Vers 43, hy het op God vertrou, laat hy, dit is God, hom nou verlos as hy behaag in God het, want hy het gesê, ek is die seun van God, en hier kom dit so verneig oor. Hier kom dit so haatdraand oor. Hy is nie die seun van God nie. Hy sê hy is, maar hy is nie. Hoor u die haat? In hulle spot hoor ons baie duidelik. Hulle soek 'n wonderteken. Maar hulle soek nie eintlik 'n wonderteken nie. Hulle soek 'n God wat God is, maar hulle ken hom nie. Sou hulle God herken as hulle God sien? Dis 'n ernstige vraag vir die kerk wat hier leef.
Want 'n skrifgeleerde en 'n owerpriester is die geestelike leiers van Israel. Dis hulle wat sê, ons aanbid, so moet julle aanbid. Ons soek 'n teken, kom af van die kruis, dan sal ons glo, jy is die seun van God, maar jy is nie my God nie. Ek soek 'n ander God. Jesaja 53 was nie vir my genoegsaam as skrifgeleerde om te bewys, hy is my God nie. Hierdie kruisgebede wat amper letterlik Jesaja 53 is, verhore wat amper letterlik Jesaja 53 bewys, bestaan die profesie dan nie vir jou skrifgeleerde nie? Hoe kan jy ontken wie jy sien? Hoe kan jy ontken wie jy sien? En hoe kan jy laster soos jy doen? En hierin hoor ons iets van vandag se tyd, dat mense Jesus maar net as 'n mens gesien het. Daar's nog steeds vandag mense wat glo hy was net 'n mens, nooit waarlik God nie. Dit word vandag nog in dwaalleer beskryf. Hoekom moes hy waarlik mens wees? Sodat die sonde wat in hierdie wêreld gekom het deur 'n mens betaal kon word, volmaak en afgerond en perfek deur 'n mens. Hebreërs 4, sonder sonde. Daar hang hy. Niemand kon 'n vinger op hom lê om te sê hy is skuldig nie. Skrifgeleerdes, owerpriesters, julle ken die seun van God nie. Julle ken die karakter nie. En julle kan nie regspreek nie. Wanneer ons sien wie hulle is, hulle soek 'n teken, en hulle het klaar die tekens gesien. Blindes se oë is geopen. Dowes het gerapporteer, ek kan hoor. Siekes het weggestap, genees. Maar julle wil sien dat hy van die kruis afkom. Julle soek nie 'n teken nie. Dit is die hartseer getuienis van kerkleiers wat die woord van God geken het, maar hulle harte het verhard teen die Messias self. Daarin lei Jesus met die spot. En dan die ergste van alles. 'n Mens kan verstaan dat iemand wat self nie veroordeel is nie kan verbystap en sê wat hulle wil sê. Mens kan nog verstaan dat hierdie haardraande fariseërs en sadduseërs nog op 'n manier op hulle manier wou spot en so. Maar wanneer jy 'n gevangene was, regverdig geoordeel is, jou verhoor was daar niks meer fout nie, jou klag is duidelik, jy het gesteel, hier hang 2, een aan sy linker en een aan sy regterhand, rowers, veroordeelde rowers, en rowery was gesien as oproermakery en dit was gesien as 'n straf tot die dood. Rome het erns gemaak met misdaad. En daarom, as die Romeinse owerheid besluit, dis verby, is dit verby. Die kruis is 'n tentoonstelling vir almal wat daar verby stap. Julle verdien om te sterf. Rower, jy verdien om te sterf. Rower, jy verdien om te sterf. Wat het hy gedoen? Sy klagstaat staan bo aan sy kruis. Kom ons lees. Jesus, die koning van die Jode. Dis sy klagstaat.
Daar staan nie rower nie, daar staan nie misdadiger nie, daar staan Jesus die koning van die Jode. Hoekom sterf hy dan? Oor hy die koning is van die Jode? Oor hy die koning is? Oor hy Jood is? Waarom sterf hy? Wanneer ons in onbegrip kyk na hierdie manne wat langs hom hang, en ons hoor wat hulle sê. In Lukas word verduidelik wat hulle ook gesê het, en dat hulle in hulle selfsug gepraat het oor dieselfde goed as wat die ander mense oor gepraat het. Lees gerus die weergawe in Lukas. Wanneer Jesus hoor die een man langsaan, vermaan die man aan die ander kant en sê, hy hang hier onskuldig, ons moet hier hang, ons moet hier hang. Hoe kan jy met hom so praat? Dan hoor ons genade woorde. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit is wat gebeur met God se wil in hierdie verskriklike vreemde omstandigheid. Jy is veroordeel skuldig, vrygespreek deur die Here Jesus self. Terwyl jou ander medemisdadiger spot en haat verkondig. Geliefdes, die diepte van die lyding aan die kruis was oorweldigend tasbaar. Die bespotting kon aangevoel word. 'n Mens is deeglik daarvan bewus wat daar gebeur. Maar wanneer God iets laat gebeur vir 3 ure lank, is die wêreld weer in vervoering. Want God is aan die werk en vir 3 ure lank, van ongeveer 12 uur tot 3 uur, is dit donker. Dis duisternis, asof God probeer om Jesus te verskans teen hierdie wêreld van spot en haat en nyd. En hy maak dit donker vir 3 ure lank in die middel van die dag. 'n onheilspellende duisternis. En aan die einde daarvan roep Jesus uit, en is bekende woorde van Psalm 22, waarin die psalmis Dawid hierdie woorde gebruik, en het word in die Aramees gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, wat beteken, my God, waarom het u my verlaat? En waar die groter seun van Dawid dit uitroep, word dit 'n profetiese woord, van Dawid, jy was maar verlaat in jou stryd. Maar die seun van God was verlaat van almal. En was daar gelos in die oordeelsdaad van God oor die sonde van hierdie wêreld. Wanneer hy weer uitroep, het die spot natuurlik nie gestop nie. Die mense gehoor en sê, hy roep Elia. Hulle gee vir hom iets. Hy roep weer. Word nie hier beskryf wat hy gesê het nie, dalk een van die ander kruiswoorde wat daarvan 7 is. En hy sterf. En meteens is die lewende liggaam van ons Here Jesus nou dood. En die vraag is, hoekom moes hy sterf? Van die Ou Testament af sien ons in Levitikus dat wanneer jy kyk na die offer van Levitikus 1 tot 7, veral die bloedoffers, dan sien ons raak dat die offerdier moet sterf. Die bloed van daardie offerdier word dan uitgegiet rondom die altaar, en dis die versoeningsdaad. Wat sien ons gebeur aan die kruis? Ten spyte van die spot en die haat,
Ons sien Jesus sterf. En in daardie oomblik het hy die Ou Testamentiese offers vervul in sy bloed. En versoening is in daardie moment bewerk. Hy word nou die laaste offer. En sy bloed het die skuld betaal, en die sondaar is nou in die regte staat met God gestel. En dis die tweede saak. Die tweede saak wat ons na kyk is die dood aan die kruis gee die versoening. Ons sien hoe hy dit doen. Ons sien hoe hy die volmaakte offer bring. En ons sien hoe God dit beklemtoon. Kyk na die beklemtoningsmomente. In vers 51 lees ons wat gebeur met die voorhangsel. Die voorhangsel, 'n tabernakel item, later 'n tempel item. Vers 51 lees, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Met ander woorde, heeltemal in twee geskeur. 'n Onbruikbare gordyn is die voorhangsel as hy in twee geskeur het, want sy doel was bedekking, sy doel was toemaak. Sy doel was afskei die heiligste, die voorste deel van die tempel, na die klein agterste deel waar die verbondsark van die Here moes staan, waar God se teenwoordigheid was. En dis die simbool wat ons moet raak sien. Wanneer die tabernakel simbool van skeiding tussen waar priesters mag gaan en waar slegs die hoëpriester kon kom eenmal per jaar, lees Levitikus hoofstuk 16. Een dag in 'n hele jaar was dit toegelaat dat die hoëpriester daar kon kom. Wanneer die Here self kom, en nie soos 'n mens van onder na bo skeur nie, maar die voorhangsel van bo na onder skeur, maak hy 'n einde aan die toegang van net die hoëpriester eenmal per jaar. En hy gee vir ons 'n nuwe hoëpriester, die een aan die kruis. Want die versoening is bewerk en nou het ons 'n voorspraak by die Vader. Ons het dit in Jesus, die Christus. Nou gaan ons deur Jesus na die Vader. En daar is nie 'n groot versoendag nodig nie. Daar is geen ander stelsel nodig nie. Maar ons kan direk na die Vader deur die Seun. Dis die eerste groot teken wat ons moet sien van die versoenende werk van God in Christus Jesus. Die tweede teken is die teken van die grafte. 'n Groot aardbewing, die grafte gaan oop, en uit die grafte kom daar liggame wat opgewek is, en lees mooi wat daar staan in vers 52, 53, veral vers 53, na sy opstanding, wie se opstanding? Jesus se opstanding, op die eerste dag van die week. Na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. As iemand nie in jou verskyn nie, het jy hom nie gesien nie. En as iemand hom gesien het, of haar gesien het, dan is dit erken. So wanneer iemand voor jou verskyn, is dit 'n vaste teken, en sien is glo. Dis hoekom die opstandingsgeskiedenis so geweldig is. So wanneer Jesus sterf aan die kruis, na hy uitgeroep het, die voorhangsel skeur, die grafte na aardbewing gaan oop, opstanding van die liggame vind plaas, en word bevestig op die eerste dag van die week, sien ons die opstanding van Jesus toon aan dat daar 'n oorwinning plaasgevind het. Daar het 'n belangrike moment plaasgevind in die geskiedenis. Wanneer Jesus deur sy lyding tot by die finale punt kom, breek die versoenende werk van Christus volmaak deur. En ons sien raak wat gebeur. Die kruisdood en die aangrypende gebeure rondom Golgotha kan niemand onaangeraak laat nie. Met ander woorde, ek kan kyk na alles. Ek kan hoor wat dit gebeur. Ek kan myself indink hoe dit sou wees
om daar te staan tydens die aardbewing. Die duisternis van 3 ure te beleef. Die oproer in Jerusalem, hierdie bespotting en alles wat gebeur, beleef. Kan nie hiervan af wegstap sonder om aangeraak te word nie. Ons sien 'n man aan die einde van hierdie teksgedeelte. 'n hoofman oor 100. Ons sien saam met hom is medesoldate. En ons sien hulle reageer. Hulle reageer. Met die woorde van vers 54. Waarlik, hy was die Seun van God. Hy is nie die enigste wat reageer het nie, daar was 'n latere reaksie. Ons weet die reaksie van die disippels en hulle wat naby Jesus was rondom die opstanding. Maar rondom die kruis sou dit wees deur hierdie apostel Petrus op Pinksterdag waarvan ons lees in Handelinge 2, vers 37 tot 41, waar 'n preek plaasvind. En wie was die gehoor? Dis die Pinksterfees. Mense kom by mekaar in Jerusalem. Jode uit verskillende dele van die wêreld in Jerusalem. Niemand anders nie, Jode. Selfde tipe groep wat met Paasfees ook 'n pelgrimsfees in Jerusalem was. Die Gees van God word uitgestort, verskillende tale, bekende tale word gepraat en so word dit beskrywe. En dan, wanneer Petrus preek en verkondig en die kruis verkondig, wie Jesus is en dat julle hom gekruisig het, is die reaksie. Wat kan ons doen, broeders? Wat kan ons doen? Hulle is diep in die hart getref. Hulle was diep in die hart getref. En die kerk van Jesus Christus uit die Jodendom op een dag is ongeveer 3000 siele sterk. Dis die reaksie op die kruis. Die vraag is, was sommige van hulle onder die spotters? Was sommige van hulle onder die spotters? Genade het gekom in Christus Jesus. Ons lees in Handelinge 6, dat selfs priesters, wat waarskynlik deel was van die godsdienstige groepering, wat Jesus verwerp het, later tot die kerk gekom, in geloof, en Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker. Was hulle deel van die spotters? Genade het in Christus Jesus gekom. So het die kruisdood van Christus 'n kragtige lewensveranderende effek op elkeen wat deur die Gees aangeraak word. Ons sien dit. Ons hoor dit. Die vraag is, hoe reageer u en ek vandag op die kruis? Die vraag is, wie was nie deel van die leed van Christus nie? Wie het hom nie verag of selfs gespot nie? Wie het dalk hom geïgnoreer, meer toepaslik vir vandag? Wie het hom dalk geïgnoreer en gereken, wat is hy van my? Hy is nie my koning nie. Hy is niks van my nie. En ek het hom nie nodig nie. En hy kan niks vir my beteken nie. En geliefdes, vandag staan die kruis nog steeds reg in die middel van ons wêreld. Ongemaklik, onontwykbaar, jy kan nie by hom verbykom nie, en onverskoonbaar, jy kan nie seker nie geweet nie. Aan elkeen van ons word die vraag gevra, helder en dringend, wie is die man in die middel
wie is Jesus vir my? Die Heilige Gees werk in elkeen in 'n reaksie soos hy wil, op sy tyd, nooit te vroeg nie, en nooit te laat nie, net reg. Sommige spot wel nog steeds, sommige ignoreer steeds, maar die wat die kruis regtig aanskou, die wat regtig na die kruis kyk, vir hulle breek daar iets deur tot in die hart. Maar die genade is oneindig groot en totaal onverdiend. Ons kon niks doen om dit te verdien nie. Jesus het nie net gelei nie, hy is gespot, hy is verneder. Uiteindelik is hy gekruisig vir my en vir u. En daarom kan ek saam met die Romeinse hoofman en saam met al die verlostes deur die eeue met bewende lippe en met 'n vol hart bely. Waarlik, hy is die Seun van God. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, wanneer ons besef, ons belydenis is 'n bewussyn van wat het gebeur aan hierdie kruis. Dat ons weet en verstaan, ons kan nie onaangeraak by hierdie punt verbykom nie. Dankie Here, dat ons weet, U gee wat nie moontlik was sonder U Gees se werk nie. U skep begrip wat niemand sou verstaan as U dit nie deur hierdie wyse laat geskied het nie. En wanneer ons die grootheid van God en U heerskappy besef, kan ons bely, U is waarlik God. Dankie vir hierdie belydenis. En die krag waarmee die Christelike Kerk dit vandag steeds kan bely. Dankie vir die geleentheid. En dankie vir die goedheid. Ons bid vir die kerk in hierdie land, maar ook in die wêreld rondom ons. En ons bid dat U vandag verheerlik mag word in elke plek waar U naam aanbid word. En ons bid vir groei, versterking en 'n besef dat ons 'n standvastige staanplek het slegs deur U genade. Laat dit wees volgens U genadige wil met elkeen. Aan U kom toe die eer, die dank, die lof en die aanbidding in Christus Jesus naam. Amen.